Welkom terug aan almal van julle wat bietjie weg was vir die lang naweke. Ek moet sê die laaste paar Sondae het soos 'n besige Saterdagmiddag in Askam gevoel. Ons is in week 5 van ons When in Rome reeks. When in Rome, do like the Romans do. Nou 'n paar jaar terug was daar hierdie bekende advertensie op TV en hulle het hierdie slogan gebruik, hierdie tagline gebruik, Real men don't. En so in hierdie een spesifieke advertensie staan daar hierdie jong man Dave. En Dave is besig om in hierdie winkel na rooi Speedos te kyk. En op 'n oomblik verskyn hier 'n ouer man agter Dave en hy sê, "What are you doing, Dave?" En al verward sukkel om te antwoord, voor Dave iets kan sê, antwoord hierdie man weer terug, "Real men don't wear red Speedos, Dave." Daai julle die advertensie? En so staan ek 'n paar jaar terug in ons tent, daar in Swartboysdrift, Noord-Namibië, op 'n uitreik, en so staan het vir my ekstra onderbroeke gekoop, want ons is vir 3 weke daar, om seker te maak, ek is reg, ons het genoeg, of ek het genoeg, en so met die hele gebeurtenis, is daar 'n oomblik waar ek nou my hand in die sak steek, om vir my 'n onderbroek uit te haal, en dis rooi. En voor ek my kan kry, kom hierdie stemme in my kop op. Real men don't wear red Speedos, daar nie. En so ek sit hom terug. En die einde van hierdie saak is baie eenvoudig. Susan het nooit weer vir my onderbroeke gekoop nie. En so as ons vanoggend hier sit, is die impak van dit wat rondom ons gebeur, wat die wêreld vir ons sê, groter in ons lewens as wat ons besef of wil erken. Dat ek so ver in die noorde van Namibië moet sit en dadelik onthou ek mag nie rooi trui aantrek nie. So groot is die impak. En ek dink my mees onlangse besef hiervan is met 'n strafskopbeweging wat 'n onder 15 rugby span van 'n skool baie naby hiervandaan doen. En so wat hulle doen is die volgende: met die strafskop staan al 15 spelers met hulle rug na die opponente toe. En dan ewe skielik soos een man hardloop 14 ouens in een rigting. En een ouetjie bly staan, gewoonlik die vinnigste ouetjie. En raai wat doen die opponente? Eerstens kan ek nie dink so beweging werk nie, maar hy werk elke keer. Die opponente hardloop almal in dieselfde rigting as die 14 manne. Want so groot is die impak van, ek wil net nie uitwees nie. Kan julle dit sien? When in Rome, kan julle dit sien in daai beweging? Net so is hierdie impak van wat die wêreld sê, hoe dit moet lyk, kom ons hardloop almal in hierdie rigting, ook in ons verhoudings. Die wêreld sê, en die wêreld vorm ons om te sê in ons verhoudings, slaan terug, praat terug, trek terug, betaal terug. En soos wat ons deur Romeine 12 gelees het, sien ons dat die evangelie 'n ander mens wil vorm. En so julle kan vanoggend julle Bybel saam met my oopmaak, ons gaan saam lees Romeine 12. Verlede week het ons gedoen vers 9 tot 13, wat gepraat het oor hoe moet ons optree. En vandag 14 tot 18 gaan ons sien hoe moet ons reageer teenoor ander mense se optredes teenoor ons. Romeine 12 vers 14, ek lees uit die 83 vertaling. Seën julle vervolgers, ja seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eiewys wees nie. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. En as dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Heilige Gees, ek bid vanoggend soos wat ons in die woord oopmaak en tyd in die woord spandeer. Kom wys ons. Kom wys ons die hart van die Vader. Kom wys ons Heilige Gees die areas in ons lewens wat nie 'n refleksie is van die evangelie nie.
Dan bid ek vir genade, Heilige Gees, kom help ons om toe te laat, dat die evangelie ons in daardie area sal aanraak en sal verander. In Jesus naam, amen. Vers 14, seën julle vervolgers, ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Ons natuurlike reaksie wanneer iemand ons seermaak is, ons slaan terug, ons praat terug, of stadig maar seker breek ons hierdie persoon af. Chapter 12, ons is nou daar. Partykeer doen ons dit in die openbaar. Jy is daardie persoon wat by die familiegeleentheid jouself net afsny. Ons doen dit publiek partykeer, maar baie kere is dit passiewe aggressie. Baie kere is dit stilte. Baie kere is dit 'n onttrek van self. Of partykeer is dit net daardie skerp opmerkings wat sny en wat seermaak. En hoekom doen ons dit? Want Rome sê, 'n oog vir 'n oog. 'n oog vir 'n oog. As jy my seermaak, gaan ek jou seermaak. As jy my seermaak, gaan ek stil bly en hierdie koue skouer op jou draai. En vir 3 dae lank in die huis, gaan jy voel, hoe dit voel, dat jy my seer gemaak het. Wanneer jy vir my 'n WhatsApp stuur, gaan ek jou bloedtik, maar ek gaan nie reageer nie. Ek gaan jou laat voel hoe dit voel as jy my seer maak. En so wanneer ons 'n vers soos hierdie lees, seën julle vervolgers, bid vir hulle, Here, laat dit goed gaan met hulle, laat dit reën waar hulle beeste wei, dan voel dit vir ons, okay, ek moet harder probeer om mooi te wees met mense. En dit is nie Paulus se punt hier nie. Wat Paulus eerste verwys na toe, wat hy eerste sê is nie 'n gedragsverandering nie, hy praat eerste van 'n hartsverandering. Nie 'n gedragsverandering nie. Hoe is dit moontlik dat ek en jy vir iemand kan bid wat my seer maak? En regtig opreg bid dat die Here hom sal seën of haar sal seën. Hoe is dit moontlik? Paulus sê, nie harder probeer nie, maar hart wat verander. Wanneer ons kyk na Lukas 23 vers 34, is dat ons toelaat dat dit wat daar gebeur het, in ons harte inkom en ons harte van binne na buite verander. Wat het gebeur by Lukas 23 vers 34? Jesus hang aan die kruis. En terwyl hy gespot word, terwyl hy verneder word, bid hy, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Jesus kies om te seën, terwyl hy alle reg gehad het om ons te vervloek. En so wat Paulus van praat hierso is, hy roep ons na 'n plek toe, waar ons toelaat, dat die kruis, die oop graf, Jesus wat gesterf het vir ons sonde, die evangelie, ons aksies kom hervorm. En nie dat ons eers moet harder probeer nie. Nie uit selfheid nie. Vers 15. Wees bly saam met die wat bly is, en treur saam met die wat treur. Ons natuurlike reaksie is om te vergelyk. Nee? Wanneer iemand sukses beleef, wanneer iemand vooruitgaan, wanneer iemand iets ontvang waarvoor jy gebid het. As ons eerlik is vanoggend, so stilweg jaloers. Here, hoekom nie ek nie? Hoekom nie ek nie? Ek kan saam met jou smile, yes, dis so great. Maar hier binne in my sukkel ek om gelukkig te wees saam met jou. Jy sien, want as ek en jy nie verstaan wat die volheid is van wat ons alreeds in Christus ontvang het nie, sal ons sukkel om ooit ver genoeg te wees. Ons sal altyd na iets meer smag. Ons sal sukkel om saam met alle mense bly te wees. Want ons sal altyd kom van 'n plek af van ek kort iets. En dan gaan Rome verder, hierdie wêreld
beïnvloed ons, leer ons om emosioneel te onttrek. Nee, ek kon vanoggend net hier gestaan en sê, shame, arme dogtertjie, sy het nie 'n ma nie. Dis wat die wêreld doen. Leer ons om emosioneel te onttrek, veral wanneer ander mense pyn ervaar. Jy sien, want wanneer ek langs jou moet kom sit en my arm om jou skouer sit, wanneer jy in pyn is, moet ek weet, dat dit gaan my iets kos. Dit gaan my tyd kos, dit gaan energie kos, en dit gaan kos dat ek emosioneel teenwoordig moet wees. En is tog net baie makliker om vinnig raad te gee, 'n teksversie te WhatsApp, en dan aan te beweeg, as wat dit rarig is, om saam met iemand te sit in hulle pyn, en teenwoordig te wees. En wanneer ons na die evangelie kyk, dan sien ons 'n Jesus, wat nie op 'n afstand gebly het nie. Ons sien 'n Jesus, wat in ons pyn, en in ons vreugde intree. 'n Jesus wat by die graf van Lazarus staan en huil. 'n Jesus wat in die kruis homself ontferm oor die sondaar aan sy regterhand, terwyl hy self swaar kry. Wanneer ons die evangelie toelaat om ons van binne na buite te kom verander, wanneer dit nie meer gaan oor ek het nie, maar ek besef wat ek het, dat ek lewe het, en lewe in oorvloed, al lyk dit nie so in my fisiese nie. Wanneer ek toelaat dat die evangelie my kom verander, van binne na buite, kan ek regtig opreg saam met mense bly wees. Kan ek regtig opreg saam met mense treur. En kan ek emosioneel teenwoordig wees. Wanneer ek bid, Jesus, help my om meer soos U te wees. Help my om meer soos U te lewe. Wanneer die evangelie jou van binne na buite kom verander. Vers 16. Wees eengesind onder mekaar, moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eie wys wees nie. Trots voed konflik. Want trots sê, ek is reg. Weet julle hoekom moet mans meestal jammer sê in 'n verhouding? Nie omdat 'n vrou nie kan jammer sê nie, want mans meestal verkeerd is. Alright, so ek is reg. Dis trots. Ek is altyd reg. Trots maak dit moeilik. Ek kan duidelik sien. Wanneer ek bid, kan ek duidelik sien, dit is hulle. Dit is nie ek nie. Dit is sy, dit is nie ek nie. Sien, trots maak dit moeilik om te luister. Om te kan hoor waar jy verkeerd is. Trots maak dit moeilik om te leer. Trots maak dit moeilik om nederig te wees. En dan is daar 'n woordjie soos geestelike trots. Ek ken die Bybel baie goed. My lewe is meer oukei as Rudolf se. Ek sal nooit so iets doen nie. En is in hierdie houding in wat Paulus skryf, moenie eie wys wees nie. Die evangelie vernietig trots. Die koning van konings het van sy troon afgeklim. En hy het homself verneder deur mens te word, tussen ons te kom lewe. Die evangelie vernietig trots. Want is by die kruis wat ons besef dat sonder genade is ons verlore. Sonder Jesus is ek niks. Die kruis bring ons almal op 'n gelyke plek. Dit maak nie saak hoeveel jy het of nie het nie. In Jesus se oë is jy 'n geliefde seun of dogter. Ongeag van dit wat jy het of nie het nie. Die kruis bring ons op 'n gelyke grond. Vers 17. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. Vergelding, om terug te slaan, voel tog net so gemaklik. Voel tog net so reg, né? As hulle hard praat, praat ons harder. As hulle verneder, stuur 'n e-pos, en in daai e-pos
Word daar iets uitgelig wat jy verkeerd gedoen het, en daardie e-pos word aan jou gestuur en dalk 2 ander persone, wanneer jy verneder word, ontbloot jy. Jy stuur daardie e-pos terug, en jy stel nie net die feite reg nie, jy ontbloot die persoon vir sy lek of wat ook al jy raak sien, en jy maak seker dat daar meer mense by hierdie e-pos ingesluit is. Wanneer ons verneder word, ontbloot ons. Wanneer ons uitgesluit word, onttrek ons. En baie keer sê ons dit is die grense wat ons rondom onsself stel. Ek is maar net 'n eerlike ou. Hierdie ou was verkeerd in sy e-pos, ek is maar net 'n eerlike ou, ek moet net regstel. En ek staan op vir wat reg is. Baie keer is dit niks anders as verfynde wraak nie. Jesus kom, en wanneer ons kyk na wat hy kom doen, sien ons hier dat Paulus kom nie en sê, tree beter op nie. Wees beter nie. Dis nie wat Paulus kom sê nie. Jy sien, want jy kan buite kalm voorkom, maar binne in jou hart is jy vol woede. Paulus kom en hy sê, laat toe dat die evangelie die wortel kom aanspreek, nie net die dade nie. Laat toe dat die evangelie jou kom verander, van binne na buite. Jy sien, want God het ons nie toegereken wat ons verdien het nie. Hy het nie kwaad met kwaad vergeld nie. Maar in Christus het God gekom en hy het kom gee vergifnis, genade en barmhartigheid. En soos wat ek en jy toelaat, dat die Heilige Gees vir ons wys waar ons nog daardie reddende genade nodig het in ons lewens. Soos wat ons genade toelaat om ons te verander, so laat ons toe dat genade deur ons begin vloei na ander mense toe. Vers 18. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Party mense voed konflik, hulle hou van konflik, hulle bou konflik, hulle veroorsaak konflik. Hoekom? Want hulle hou 'n boek van die kwaad. Hulle bring ou gesprekke terug in verhoudings. Hulle sluit ander mense in. Het jy geweet wat Susan aan my gedoen het? Sy het vir my 'n rooi onderbroek gekoop. Sluit ander mense in. Bou kampe. Paulus roep ons, wanneer ons hierdie lees, as dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Jy kan nie ander mense se optrede beheer nie, sover dit van jou afhang, maar jy kan jou optrede beheer. En so Paulus kom en hy roep ons in 'n teenoorgestelde rigting. Jaag vrede na. Jaag vrede na. Vrede is nie, luister gou mooi, vrede is nie om alle mense altyd te probeer tevrede te stel nie. Vrede is nie, ignoreer alles nie. Vrede is nie, moenie daardie moeilike gesprekke voer nie. Vir baie mense is dit vrede, wanneer dit eintlik maar net, jy is besig om iets te vermy. Dis nie werklike vrede nie. Jesus het nie konflik vermy nie. Hy het in konflik ingekom om vrede te bring. En deur wat hy gedoen het, was daar versoening met die Vader, was daar versoening met ander mense. Die evangelie stel vir jou en vir my in staat om vredemakers te wees. Dis nie maklik nie. Maar wanneer ons funksioneer van die besef af dat Jesus het eerste met my kom vrede maak, verander dit iets hier binne in my. Ek het dit nie verdien nie. Jesus het met my vrede gemaak. Daarom kan ek ook vrede maak. Ek sluit af. Die wêreld verstaan. Wanneer ons vanoggend dink aan dit wat rondom ons gebeur, die wêreld verstaan om terug te slaan. Die wêreld verstaan om terug te betaal. Die wêreld verstaan om terug te praat of terug te trek. Maar die wêreld
kan nie verstaan hoe 'n mens wat seer gemaak is, kan seën nie. Kan julle julleself vir een oomblik indink, hoe 'n gemeenskap kan lyk, hoe 'n gemeente kan lyk, waar ons nie mekaar afbreek nie. Hoe 'n gemeente kan lyk, waar ons regtig opreg saam met mekaar kan bly wees, saam met mekaar kan treur, waar nederigheid konflik vervang, waar vrede meer belangrik is in my hart as selfregverdig. Jy sien, dis nie Rome nie. Dit is die vrug van die evangelie wat so iets laat gebeur. Wanneer ek en jy toelaat dat die evangelie ons verander, sal ons die vrug van Jesus se liefde nie net ervaar nie, maar ons sal sien hoe hierdie liefde deur ons begin vloei na ander mense toe. Ons sluit ons oë. Heilige Gees, ek bid dat U in hierdie oomblik vir ons sal kom wys die kondisie van ons harte. Here, waar het ons vanoggend nodig? En watter area het ons vanoggend nodig dat U vir ons kom wys? En U wys dit al reeds. Waar het ons nodig om toe te laat, Here, dat U ons verander? Dat U die kondisie van ons harte en ons verhoudings verander. Miskien moet jy vanoggend vergewe. Miskien moet jy die stilte breek. Al voel dit vir jou vanoggend dat jy nie die verkeerde persoon was nie. Miskien moet jy vanoggend opreg iemand seën wat jou seer gemaak het. Miskien is daar vanoggend in jou hart hierdie vrug van die wêreld wat jou laat neerkyk op mense. Waar jy jouself meer belangrik ag as ander mense. Laat toe dat die evangelie vanoggend daardie trots in jou lewe kom vernietig. Heilige Gees, kom bedien ons. Here, ek wil kom bid vir ons as gemeente, dat ons nie sal op 'n afstand staan wanneer ander mense swaar kry nie. Maar Here, soos ons gesing het in die begin vanoggend, dat ons sal volg, dat ons sal gaan, Jesus. En dat ons U hande en U voete sal wees, dat ons U liefde sal wees vir daardie mense. Here, dat ons emosioneel teenwoordig sal wees, sal sit, sal luister, 'n arm om die skouer sal sit. En nie net verby ry nie, nie net verby loop nie, maar regtig sal raak sien. Ek ervaar sommer net, hier is redelike hoeveelheid mense wat vanoggend hier sit met bitterheid in hulle hart. Bitterheid teenoor mense, maar ook bitterheid teenoor Here. Jy bid al so lank vir iets, dit het nog net nie gebeur nie. Jy het toegelaat dat die vreugde van vriende en mense om jou nie net bitterheid in jou hart veroorsaak het teenoor die wêreld nie, maar ook teenoor Here. Dit wil jy nie toelaat dat Jesus vanoggend in jou bitterheid instap nie. Wil jy nie toelaat dat hy jou vanoggend kom wys wie jy is en wat jy het in hom nie. Here, ek kom bid. Heilige Gees, kom help ons om te leer wat dit beteken om die minste te wees. Wat dit beteken om ons lewens neer te lê vir die voordeel van ander.
Kom leer my, Here, wat dit beteken om te dien. Here, kom gee in ons hart wat opreg lief het. In die naam van Jesus bid ek dit. Amen. Mag ons nie uitgaan hierdie week en deur vers 14 en 18 gaan lees en sê, "Sjoe, telkaart, ek moet harder probeer nie." Want soos wat ek hierdie week voorberei het met my telkaart, het ek elke keer tekort geskiet. Mag ons uitgaan hierdie week en opreg bid en luister en sê, Here, waar in my lewe het ek nodig dat U my kom verander, sodat ek kan wees dit wat U wil hê ek moet wees. En moenie toelaat dat trots in jou pad staan nie. As jy vanoggend voel om reg te maak, gaan maak reg, al is jy nie verkeerd nie. Mag julle opregte geseënde week hê, mag hierdie Moedersdag vol pret en vreugde wees, en mag julle mamas saam met julle families hier of ver sommer net hierdie dag geniet. Hê 'n geseënde Sondag. Daar is tee en koffie, moenie weghardloop nie. Kom ons kuier saam, onthou julle heuning voordat julle weghardloop. Geniet die Sondag.